Die ander ding wat ons hier opmerk, is die geweldige haat van die Jode in hierdie geval. Haat en vervolging teen die Christendom. Goed, kom ons begin, kom ons bid saam. Onse genadige God en Hemelse Vader, pragtige dag wat U vir ons geskenk het. Ons dankie vir die milde seën wat ons ook uit die hemel ontvang in hierdie dae. En ons dankie ook dat U vir ons gesondheid gee en lewe. Die waarde wat ons het van die evangelie wat ons ook nou onder mekaar weer kan bedien. En ons bid dat U vir ons dan ook genadig sal wees daarin. Mag die Heilige Gees wat hierdie woorde geïnspireer het en wat hierdie manne geïnspireer het, mag die Heilige Gees ook in hierdie dae met ons wees in ons midde, om ons ook op te wek tot standvastigheid en volharding, tot die genade wat daar is in die Here Jesus Christus, om dit ook aan hierdie wêreld te verkondig en uit te dra, elkeen daar waar ons in ons klein kringetjie is, en U weet wat elkeen se omstandighede is, en die geleenthede wat ons het daartoe, en ons dank U daarvoor. Ons bid dat U ons dan dat U dit nou sal stil maak by ons, dat ons na die woord sal luister, dat U met die diensknegt sal wees in die verklaring daarvan, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So ons het gekom tot aan die einde van hoofstuk 24 verlede keer. Die apostel Paulus is in Caesarea. Hy is die gevangene van Felix, wat op daai stadium gouverneur was, en hy was 2 jaar lank daarso. 2 jaar lank wat hy daar by Felix in aanhouding is, en Felix is toe vervang deur Porcius Festus. Dis 'n Romein gewees. Kom ons lees nou vanaf hoofstuk 25, die eerste vers. Festus het dan in die provinsie gekom en na 3 dae na Caesarea opgegaan na Jerusalem. En die hoëpriester en die vernaamstes van die Jode het Paulus by hom aangeklaag en by hom aangedring en gevra as 'n gunst teen Paulus dat hy hom na Jerusalem moes laat haal, terwyl hulle intussen 'n hinderlaag voorberei het om hom op die weg om te bring. Maar Festus het geantwoord dat Paulus in Caesarea bewaak word en dat hy self spoedig daarheen sou reis. Laat dan die onder julle, sê hy, wat bevoeg is, saamgaan, en as daar iets verkeerds in hierdie man is, hom beskuldig. En nadat hy nie meer as 10 dae onder hulle deur gebring het nie, het hy na Caesarea afgegaan en die volgende dag op die regterstoel gaan sit en bevel gegee dat Paulus voorgebring moes word. En toe hy verskyn het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, rondom hom gestaan en baie en swaar beskuldigings teen Paulus ingebring, wat hulle nie kon bewys nie. Terwyl hy tot sy verdediging gesê het, ek het niks teen die wet van die Jode, of teen die tempel, of teen die keiser gesondig nie. Maar, omdat Festus aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy geantwoord en vir Paulus gesê, wil jy na Jerusalem opgaan en daarvoor my oor hierdie dinge te regstaan?
Toe sê Paulus, ek staan voor die regterstoel van die keiser, waar ek geoordeel moet word. Aan die Jode het ek geen onreg gedoen nie, soos u ook baie goed weet. Want as ek oortree het, of iets gedoen het wat die dood verdien, weier ek nie om te sterwe nie. Maar as daar niks is in die dinge waarvan hulle my beskuldig nie, dan kan niemand my aan hulle by wyse van 'n guns oorlewer nie. Ek beroep my op die keiser. Toe antwoord Festus, nadat hy met die raad gespreek het, op die keiser het jy jou beroep, na die keiser sal jy gaan. Nou mens wonder as jy hierdie gedeelte lees, hoekom die Heilige Gees so baie tyd in die verhaal van die kerk en nou meer spesifiek die lewensverhaal van Paulus so baie tyd spandeer aan hierdie verhore. Hy was nou, die apostel Paulus was nou al soveel keer voorgewees, soveel keer wat dieselfde klagtes gebring word, soveel keer dat hy homself moes verdedig, soveel keer dat hy voor 'n Romeinse gouverneur of wie ook al verskyn. Hoekom is hierdie gedeelte so breedvoerig vir ons beskryf in die Bybel? Hier is nie enige leerstellings wat hier na vore kom nie. Ons leer nie eintlik meer van die Here Jesus Christus en sy verlossingswerk en enige leerstellings rondom die kerk of so iets nie. Dis nou maar net die een verhoor op die ander verhoor en die een verdediging op die ander verdediging en die een klink amper soos dieselfde. Ook dieselfde komplotte wat telkens gesmee word. Hier is geen groot sendingaksie nie. Vroeër in Handelinge toe ons daar gesien het, lees ons Paulus het daarheen gegaan en opgetree daar en daar's 'n gemeente gestig en toe hulle soontoe en daar's 'n gemeente gestig. So dit is baie opwindend gewees in die kerkgeskiedenis, maar hier word nie gemeentes gestig nie. Weer en weer moet die apostel homself verdedig. Maar ons sien wel 'n paar dinge hier, so en ons moet ook ons gemoed daarvoor oopstel. Ons sien hier die krag van 'n geloofsbelydenis wat gekoppel is aan 'n blaamlose lewe. Telkens sien ons hier dat die apostel Paulus sy belydenis behou en dat hy met dieselfde vrymoedigheid en met dieselfde krag daaroor verslag doen by wie hy ook al is, maar dit is gekoppel aan 'n lewe waarteen daar geen klag ingebring kan word nie. En dit is 'n baie kragtige middel vir 'n getuienis in hierdie wêreld. Wanneer hy later aan Timoteus skryf, dan sê hy ook dat wanneer daar ouderlinge in die gemeente is, dan moet hulle onberispelik wees. Hulle moet 'n goeie getuienis hê van buitestanders en dan bedoelende die heidendom daar buite. En hier het jy die kombinasie van 'n blaamlose lewe, 'n lewe waarteen daar niks ingebring kan word nie, maar wat terselfdertyd vas staan in sy belydenis. So dis iets wat ons hier opmerk. Die ander ding wat ons hier opmerk is die geweldige haat van die Jode in hierdie geval. Haat en vervolging teen die Christendom. En hierdie haat kom vanuit godsdienstige kringe. Dis Jode wat andersins self ook 'n redelike groot mate van die goddelike openbaring ontvang het en wat nie hulle haat kan los nie. Daar's die apostel Paulus vir 2 jaar lank uit hulle gesigsveld. 2 jaar lank. Hy's nie in Jerusalem nie. Hy pla niemand nie. Hulle het wel miskien nou gehoor
daar is heelwat mense wat hom besoek daar in Caesarea en wat na hom toe gaan en wat hy onderrig gee, maar hy het nie weer na Jerusalem gekom of iets daar gedoen om hulle te ontstel nie. Hy is vir 2 jaar lank al van die toneel af. En dis nou snaaks, wanneer hierdie gouverneur daar land in Jerusalem, is dit die eerste ding wat hulle wil hê, dat hy moet hom na Jerusalem toe bring. En hierdie keer is dit nie die Selote of daai Selotiese tipes, ek sê nou, dit was nie noodwendig, was die Selote gewees nie, daai fanatiese tipes gewees, wat soos ons verlede keer gelees het, hulle self van kos weerhou het, om in 'n vloek oor hulle self gebring het, as hulle Paulus nie sou doodmaak nie. Hier is ons lees hier van die hoëpriester en die vernaamstes van die Jode. Met ander woorde, dit is die roem van die Jode. Dis die mense wat die volk gerig het en wat reg gespreek het en wat die volk verteenwoordig het by die Romeine. So dit was nie sommer net 'n klomp fanatici nie, maar hulle het 'n fanatiese haat in hulle en hulle onder hulle eie gemoedere is dit lankal 'n klaar uitgemaakte saak as hulle wil hom na Jerusalem toe kom, nie om hom weer eens te verhoor nie, maar om hom te laat doodmaak, sommer op pad so toe, om hom weer te laat doodmaak. So dit is 'n absolute fanatiese haat. Iemand het die opmerking gemaak dat die grootste haat en vervolging teen die Christendom het nog altyd gekom vanuit kringe van die valse godsdienste. Want dit is wat die Jodendom uiteindelik is. Dit is 'n valse godsdienst. Wanneer jy die Messias, wanneer jy die Here Jesus Christus ontken en misken, dan beweeg jy in die rigting van 'n valse godsdienst. Soos Islam, soos die Boeddhiste, soos die Hindoes, al die groot godsdienste in die wêreld, soos die mense wat Moeder Aarde aanbid, wat ook al. En uit daai kringe uit daai godsdienstige kringe uit, is die grootste haat teen die kerk en teen die getuienis van die Here Jesus Christus. Maar die apostel Paulus skryf elders in die Korintiërs dat die duiwel doen homself voor as 'n engel van die lig. Hy doen homself voor as baie godsdienstig. Jy weet, mense dink, waar is die grootste vyande van die kerk? Is hulle daar in die bordele of in die dobbelhuise of in die kroe of wat ook al? Nee, hulle is nie daar nie. Want daai mense is in elk geval dienaars van die duiwel. Die duiwel is besig daar waar godsdienst beoefen word. Daar is hy besig, daar is hy aktief besig om haat en weerstand en onverdraagsaamheid op te werk. So, mens kan self sê dat die apostel Paulus, wat op daai stadium in boeye was of 'n gevangene was, hy was meer vry as wat daai Jode was, want vir 2 jaar lank, jy weet, as jy vir 2 jaar lank so 'n wrok in jou rondkoester. Ja, ek weet nie of julle, en ek hoop nie julle het ooit in julle eie persoonlike lewe ooit so 'n ervaring gehad nie. Maar daar is niks wat so vernietigend inwerk op 'n mens se siel as haat nie. As weet, is daai, jy word 'n gevangene van daardie haat wat jy in jou ronddra. Jy word daar en dit is nou hierdie arme mense, mens kry hulle amper jammer dat hulle in daai situasie is. En hier is dan nou ook nogmaals, soos ek gesê het, hierdie komplot om 'n sluipmoord te pleeg. Nou die Here Jesus Christus het oor hierdie dinge gepraat toe hy hier op aarde was. Hy het vir sy disippels gesê,
as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy, dis nou die wêreld, my voor julle gehaat het. Dis Johannes 15. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam. So dis die ding wat nog die heeltyd die aanstoot ook gee hier in die boek Openbaring, is die naam van die Here Jesus Christus. Hy is lank nie meer in sy fisiese gedaante hier nie, maar sy naam leef voort in. As jy ter wille van sy naam 'n getuienis lewer, dan gaan die wêreld nie daarvan hou nie. Ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie, met ander woorde die hemelse Vader. As ek nie gekom het en met julle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wat is hulle sonde? Hulle sonde is dat hulle die getuienis aangaande Jesus Christus verwerp. Iemand vra my nou die dag, en dis 'n vraag wat dikwels voorkom, miskien het ons al daaroor gepraat hierso, wat is die sonde teen die Heilige Gees? En wat jou nie vergewe sal word nie. En weet, mense doen verskriklike sonde, mense laster, mense vloek God, mense doen vreeslike dinge, pleeg moord, verkrachting, noem die vreeslikste sondes wat jy kan pleeg, maar daar's een sonde wat jou aan die einde van jou lewe nie vergewe sal word nie, en dit is dat jy die getuienis aangaande Jesus Christus in jou lewe verwerp het. Want selfs daai moordenaars wat aan die kruis gehang het langs die Here Jesus Christus, selfs daardie een spesifiek, daardie een was saam met die Here in die paradys. Hy was die ergste rotter wat daar ooit was. Maar hy het God se naam bely voor sy dood. En dis die een sonde wat ons nou sê, dis die sonde teen die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom om ons te oortuig van die genade wat daar is in die Here Jesus Christus, en as ons dit verwerp, dan is daar nie vir ons enige hoop voor God nie. So, dit is die situasie hier rondom die Jode. Nou Festus het nou vir Felix opgevolg. Ons het laas oor Festus gepraat. Hy was 'n meer oordentlike kerel as die vorige een, Felix, wat daar was. Felix was 'n vrygestelde slaaf. Ons het verlede keer gepraat oor sy karakter en hoe hy as gouverneur baie verkeerde dinge gedoen het. Ons praat nou gewoon in 'n polities wêreldse basis. Ons praat uit 'n polities wêreldse uitgangspunt. Hy het die Jode op verskillende maniere het hy homself in die moeilikheid gebring by die Jode. En ons het nou ook al gepraat oor hoekom dit so belangrik was vir hierdie gouverneurs om aan die regte kant van die Jode te bly, want die Jode hulle was net 'n baie moeilike volk om te regeer, selfs vir die Jode wat almal met 'n ysterhand onder hulle duim gehou het. Die Jode het net eenvoudig van tyd tot tyd 'n hakkele kop uit, en dan kan jy hulle nie beheer nie. Pontius Pilatus, ons weet dat hy die Jode 'n guns wou bewys deur die Here Jesus Christus aan hulle oor te lewer en te sê, okay, laat hom maar gekruisig word. Maar toe hy aanvanklik, en ons weet dit uit buite Bybelse bronne gekom het, toe hy aanvanklik in Jerusalem aangekom het as gouverneur, toe kom hy daar aan met sy Romeinse vaandels en al hulle ikone en goed, elke leerafdeling het sy eie, kom ons noem dit mascots gehad, en die tipe van goed, en
Hy het met die goed deur Jerusalem geparadeer en het hier opgesit en daar opgesit en daar opgesit en die Jode het van hulle kop afgegaan. Want hierdie was nou baie duidelike afgoderry hier in die heilige stad. En wat doen die Jode? Daar was 'n groot opstand en 'n bloedige opstand wat sy soldate natuurlik bloedig onderdruk het, maar hulle hardloop na die keiser toe. Hulle het gedurig na die keiser toe gehardloop. Hoorie so, dis hierdie man wat julle nou gestuur het, hy doen dit en dit en dit en dit. En die keiser is nie lus vir hierdie nonsens nie. Hy sê, maar hoekom ontstel jy die Jode onnodig? Hoekom doen jy nou hierdie soort van ding? So hulle was gedurig op hulle hoede vir die Jode. En ons sien dit ook hierso, né? Felix Festus, wat eintlik blaamloos daar aankom, hy het dan 3 dae spandeer daar in Caesarea om deur al die papierusrolle en deur al die korrespondensie en goed 'n bietjie te gaan en te sien wat sy. Maar die eerste ding wat hy doen is hy gaan Jerusalem toe om te sorg dat alles in Jerusalem, dat dit alles daar gelukkig en onder beheer is, want as Jerusalem ongelukkig is, dan is sy hele provinsie ongelukkig. Moes hy na Jerusalem toe gaan. Hy kom daar en hulle wil onmiddellik 'n guns by hom hê. En ons sien 3 keer in hierdie gedeelte kom die woord guns voor. So hy is een wat in 'n posisie is om gunste uit te deel en hulle weet dit. Hulle weet ook. Hulle daai Felix ook net so verklaar by die keiser en hy is weg, maar hy het regtig baie slegte dinge gedoen. So hy weet hy moet in sy spoor trap met hierdie Jode. Al is hy die Romeinse gouverneur, moet hy in sy spoor trap met hierdie Jode. So hulle wil 'n guns hê. En dan sien ons in vers 4 weer eens daardie woord dat ons al 'n paar keer teëgekom het in Handelinge en wat ons baie teekom in die Bybel, daai maar woord. Maar Festus het geantwoord, nee, Paulus sal in Caesarea bly en julle kan maar soontoe kom en kan ons nou maar weer die verhoor open en weer van vooraf na alles luister, maar hierdie gunsie gaan hy nou nie vir hulle doen nie. Nie dat daar enigstens by hom 'n aanduiding was, dit so hom waarskynlik gepas het om te sê, ja, laat hy Jerusalem toe gaan, dan sy ontslaaf van hierdie man, wat nou al 2 jaar hier so sit in die paleis, dan sy ontslaaf van hom, en dat hulle nou maar met hom, en as hy seker nou maar op pad vermoor word, dan kon hy maar net sy skouers ophaal, of wat ook al. Maar nee, God se voorsienigheid, dit wat ons nou ook al gesien het tot dusver, en as ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons weer eens ook daaroor verwonderd wees. God se voorsienigheid maak dat Festus sê, nee, ek gaan hom nie opstuur na Jerusalem nie. Julle kan na Caesarea toe kom, en dan open ons die verhoor. So daar bly hy nou vir meer as 10 dae, en hulle het in daai 10 dae het hulle nou genoeg tyd om weer al die getuienis bymekaar te bring. Dit sê nou nie weer of hulle nou weer daardie slim Romeinse advokaat saamgevat het, wat ons verlede keer van gelees het nie. En daar verskyn die apostel Paulus weer eens voor hierdie wêreldse hof. Pragtig wat hy skryf in sy brief aan die Romeine. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Ons weet wie dit is wat veroordeel. Dit is die goddelike regter, vir wie elke mens sal verskyn eendag. Baie erger as enige aardse hof. Hy sê, wie is dit wat veroordeel? En sê, nee, Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, en dan hierdie woorde, wat vir my altyd so mooi is, wat ook vir ons intree. Die hemelse advokaat wat vir ons intree.
Wie gaan nou beskuldig? Wie gaan 'n beskuldiging inbring teen die apostel Paulus, daar waar hy vir die soveelste keer staan voor hierdie magtige mense, hierdie mense wat al die touwtjies trek en wat ook al. Wie gaan beskuldiging inbring teen hom? Hy is klaar deur God self vrygespreek, né? En dan daai woorde wat julle ook almal ken, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, al hierdie dinge wat hom oorkom. So hulle staan daar rondom hom soos wolwe wat hulle prooi omsingel, bring weer eens die klag, weer eens sê hy, ek het niks gedoen teen die wet van die Jode of teen die tempel of teen die keiser nie. En dan weer, maar omdat Festus aan die Jode 'n guns wou bewys. Nou wil hy 'n guns bewys. Maar let 'n bietjie op by nabaat. Hoe kan ons sien hoe die Here besig is om hierdie ding te stuur? In 'n rigting wat ons nou lankal al in die boek Handelinge gesien het, dat die Here is op pad met Paulus na Rome toe. En Paulus het nou tot dusver het hy nog op 'n bloot as mens om bloot verdedig. Hy het sy Romeinse burgerskap gebruik, hy het sy onskuld gebruik, maar hy sien dat hierdie ding gaan nie na 'n kant toe nie. En nou sê hy, ek beroep my op die keiser. Ek gaan myself nie hier as 'n slagoffer van Joodse haat laat opoffer nie. Ek beroep my op 'n keiser wat hy as 'n Romeinse burger geregtig was om te doen. Hy sou baie jare daarna, lank sou hy nog as gevangene gehou word, en om hom te beroep op die Romeinse keiser is nie soos in Suid-Afrika, ek wil nou sê beroep jy op die grondwethof, maar hulle is ook maar hopeloos deesdae. So, help net die beroep, maar jy het met Nero, wat op daai stadium die keiser was, jy het 'n baie onstabiele persoon gehad, wat daar reg gespreek het. Maar die Here het ook hiermee, het die Here 'n doel gehad, en die apostel Paulus sê, dat hy gaan homself nie om as 'n guns hier laat oorlewer aan die Jode nie, en hy weet waarheen hierdie dinge nou op pad is en waar die uiteinde daarvan sal wees, en hy vra nou om voor die keiser tereg te staan. Goed, dit is sover as wat ons gekom het. Is daar enige vrae?